Vrede familie, ons sê dankie vir die Here vir hierdie wonderlike dag, geseënde diens wat ons gehad het, en ek eer net die Here daarvoor. Soos ek altyd vir u sê, is ons vanoggend deur die Here genade geskenk om te kan lewe, om die wil van die Here te doen. En ek wil graag met u deel Psalm 112. En ons begin lees van vers 1. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Die Here is baie duidelik hier. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Prys die naam van die Here. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën word. O, wat se woorde spreek die Here. En die dinge wat die Here aan ons bekend maak deur sy woord, wat ons kan geniet en met wat ons geseën sal word as ons die Here vrees en 'n welbehae het in sy gebooie. Oorvloed en rykdom is in sy huis en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Glory to God. Halleluja. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Halleluja. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. Want hy sal nooit wankel nie. Die geregverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart. Hy vrees nie, totdat hy op sy teenstanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg. Sy kners met sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Hierdie is 'n psalm geskryf deur koning Dawid. En hier giet koning Dawid weer eens sy hart uit met die kennis en ervarings en ondervinding wat hy het en wat hy vergader het en in sy hart berg, om dit met ons te deel, om ons in te lig en ook te onderrig, dat wat ons kan geniet, sou ons in die weë van die Here wandel. Die psalm begin deur te sê, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat sy 'n groot welbehae in sy gebooie het. Koning Dawid vra deur en tyd, Here, leer my u weg. Here, maak my paaie gelyk. Here, maak u gebooie aan my bekend. En daarom begin die boek van Deuteronomium 28 ook. As jy goed luister na my stem en my gebooie sorgvuldig onderhou, halleluja, sê die Here, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën wees. Omdat jy goed geluister het na die stem van die Here, omdat jy 'n behae het, halleluja, in die gebooie van die Here, sal jou nageslag sal geweldig wees op hierdie aarde, en die geslag van die opregtes sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Oorvloed en rykdom is in sy huis. Die Here maak dit vir jou bekend, dat jy kan al hierdie dinge geniet, al wat jy moet doen. Sit jou vertroue in my, dien my in opregtheid en met jou hele hart. Het behae in my gebooie en onderhou my gebooie sorgvuldig, dan sal dit met jou nageslag sal geweldig wees, en jou geslagte sal geseën wees, en jy sal oorvloed en rykdom sal in jou huis bly. Dit sal 'n woning kom maak in jou huis, en sy opregtheid bestaan tot in ewigheid. Prys die naam van die Here. Vir die opregtes gaan hy op
as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Ek het dit al die jare gesê en ek sê dit weer vandag. 'n Gelowige kan nie daardie idioom gebruik, daar is lig aan die einde van die tonnel nie. Want as jy regverdig is, as jy in die Here jou vertroue het, dan is jy die lig. Jesus sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Waar jy is lig. Jy kyk nie vir lig aan die einde van 'n tonnel nie. Want die woord is duidelik, hy sê vir die opregtes gaan God op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. So jy nie nodig om te kyk of lig te soek nie. Jou God, hy wie in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wie in jou is die lig vir jou. Hy skyn deur jou in die duisternis. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. Gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen. Daarom sal ek nooit ophou om rond te gaan onder die mense van die Here nie. Ek het vanoggend vir iemand gesê, as jy iemand sien wat in sonde lewe, as jy iemand sien wat swaar trek, as jy iemand sien wat goddeloos lewe, dan moet jy skuldig voel. Jy is 'n werktuig van die Here. Jy is deur God uitverkies en aangestel om die woord van die Here te verkondig. Deur die prediking van die woord kom die gehoor, en deur die gehoor kom die geloof, sodat mense hulle kan bekeer van hulle verkeerde weë, en dan al hierdie voordele kan geniet. Halleluja. Want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewigheid 'n ewige gedagtenis wees. Halleluja. Die Here sê vir jou, Jesus naam, gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen. Jy moet jou ontferm aan daardie man wat in sonde lewe. Jy moet aan hulle gee wie jou vra. Jy moet nie uitsoek vir wie wil jy gee nie. Jy moet ook nie gee omdat jy aan 'n organisasie behoort nie. Daar moet ook nie 'n program wees wat vir jou aan is om uit te gee of uit te leen nie. Jy moet kan gee uit die goedheid van jou hart. Dit moet 'n oortuiging by jou wees dat die woord van die Here sê, hy wie aan die arme gee, leen aan die Here. Want dan sal die Here jou seën. As jy geld saai, gaan jy geld maai. Hierdie is die woord van die Here. Nou ons sien mense in sonde lewe, dan stap ons verby. Ons moet die woord van die Here gebruik wat 'n krag is tot redding vir hulle wat glo. Om daardie mense in te bring, sodat hulle ook die goedheid van die Here kan geniet. Hy vrees nie vir die slegte tyding nie, vers 7. Hy vrees nie vir 'n slegte tyding nie. Maak nie saak wat jy hom kom sê nie, want hy weet, hierdie man wat nou vir julle preek, ek soek in enige situasie van my, soek ek eers die Here. Want ek weet dat die wil van die Here is soewerein. God het nie nodig om by my toestemming te vra om enige iets oor my pad te bring nie. Hy doen dit en ek is daarmee tevrede. So geen tyding kan vir my ongemaklik laat voel of vreesbevange maak nie. Prys die naam van die Here. Hy vrees nie vir 'n slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Ek is God se eiendom. Die aarde is God se eiendom. Alles wat daarin is en almal wat daarop woon, wat God ook al doen, halleluja, is om hom te verheerlik. En as ek daardeur moes, menslik gesproke, negatief beïnvloed word, laat dit so wees, want God se wil het deur my geskied. Amen. Dis hoe ons moet lewe, dierbare kinders van die Here. Halleluja. Wat sê vers 8? Vers 8 sê, vas is sy hart. Hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Dankie Here. Vas is sy hart. Hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Jesus. Hy strooi uit. Hy gee aan die behoeftiges. Die Heilige Gees maak aan hom bekend
waar 'n behoefte is en watter soort behoefte daar is, sodat hy kan daar volgens optree. Hy strooi uit, Jesus naam. Hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg. Mense wat sien hoe die kinders van die Here, wat God in gees en in waarheid dien, hoe die Here hulle ontmoet en hoe hulle geseënd is aan alles wat hulle doen. Psalm 1, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig wees. Hulle kan dit nie verdra nie. Dis hoekom hulle alles doen om die woord van die Here wil te knielter, te veg teen die kinders van die Here, te veg. Alles is haatspraak wat die Here sê, maar ons steur ons nie daaraan nie. Halleluja, hy is die goddelose, sien dit en is vererg. Hy kners met sy tande en smelt weg. Met sy gekners en al hierdie lelike dinge wat hy probeer doen, of doen aan die kinders van die Here, met dit alles gaan hy wegsmelt. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Hierdie eerste gedeelte, my broer, waar hy sê, halleluja, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, ook die vrou wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregte sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Ek het hierdie vraag gevra toe ek in Parel gepreek het vir die vroue op 'n vrouedag. Het ek dit toegespreek. En die Heilige Gees laat iets in my gees opkom. En dit is julle moeders wat hier sit. Almal oor 50 jaar, tussen 50 jaar en 70 jaar. Julle het in Suid-Afrika, oor die jare, het julle kinders groot gemaak. Julle het wit kinders groot gemaak. En daar die wit kinders het uitgedraai as professionele mense. Al hierdie ryk mense, ek praat van die Johan Ruperts, ek praat van die, halleluja, die Christo Wieses, ek praat van almal van hulle. Hulle is deur nie blanke vroue groot gemaak, prys God se naam. Ek het gesien, ek was teenwoordig waar my oudste suster, my kleinsie, waar sy met kinders, wit kinders wat sy opgepas het, hoe het sy vir haar geontferm oor daardie kinders, en hoe hulle daardie kinders met erg groot gemaak het, en met daardie sagtheid van 'n moeder groot gemaak het, en almal daardie kinders het professionele mense uitgetree. Vandag is hulle biljoenêrs, hulle is miljonêrs, en al hierdie dinge. En ek vra die vraag, waarom misluk ons met ons eie kinders? Waar het hierdie ding uit ons hand uitgeval? En dit vat my onmiddellik terug na Moses. Was 'n Hebreëse vrou gee geboorte aan Moses. En God se plan maak dat Moses opgevoed en groot gemaak word deur 'n vrou van Afrika. En Moses word die grootste leier ooit word hy. Nou, wat ek nie vandag kan klein kry nie, dat hierdie moederskap binne in ons, nie blanke vrouens, wat het daarvan geword? Het het gesterf? Want as ek na myself kyk, hoe Anne Greef haar ontferm, het oor my en my groot gemaak, en al my broers en susters, en almal haar portier, al die vroue van haar tyd, al hulle kinders het hierdie Suid-Afrika gebou. Hulle kinders het Suid-Afrika gebou. Nou wat het verkeerd geloop nou, dat ons kinders nie geseënd is nie? Laat ons kinders net nie meer kan onder ons ouerskap die seën van die Here geniet nie. Wat het verkeerd gegaan? Ek sal graag iemand my antwoord daarvoor. Dat die woord van die Here is baie duidelik.
Welgeluksalig is die man en die vrou, hulle wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooi het, 'n groot welbehae in sy gebooi. Daardie ouers van daardie tyd, ma en pa, hulle het voorgesit in die kerk. Hulle het God gevrees en sy gebooie sorgvuldig onderhou. Hulle was nie gedoop nie, hulle het nie bekeer soos ons dit vandag doen nie, maar hulle het God geglo en hulle het God gevrees. Daarom kon hulle die miljonairs en die biljonairs van Suid-Afrika vandag is groot gemaak deur daardie ouers van ons wat God gevrees het. En so is daardie kinders ook geseën. Hulle kinders self, ek is een van daardie vrugte van daardie boom. Ek is geseën omdat my ouers God gevrees het. Sy nageslag sal geweldig wees op hierdie aarde. Die geweld wat binne in ons ontstaan het Suid-Afrika gebou. Hy het Suid-Afrika gebou, dat Suid-Afrika gelyk was in Amerika. Halleluja, prys die naam van die Here. O, die geslag van die opregtes sal geseën wees. Sal geseën wees. Kom ons doen self-introspeksie. En ons probeer bepaal wat ontbreek in die ouers van vandag. Dat hulle nageslag nie geseënd is nie. En dat hulle kinders ook net nie daardie erns het in hulle wat die geslagte voor hulle gehad het nie. Mag die Here u seën, mag die woord binne in u hart posvat en groei. En mag u ook hierdie woord van Psalm 112 met andere deel. Die Here seën u. Amen.